Tempelberg in Jerusalem. Dit is seker die heiligste plek op die aarde vir al drie die groot monoteïstiese godsdienste. Hier staan die goue koepel of the Dome of the Rock. Ek lees vir ons uit 1 Kronieke 21:18. Toe sê die engel van die Here vir Gad om vir Dawid te sê, dat Dawid moet optrek en vir die Here 'n altaar oprig op die dorsvloer van Anura, die Jebusiet. Tempelberg het vir Israel baie spesifieke en unieke betekenis, want dit was 'n plek wat die Here se teenwoordigheid verteenwoordig het. Dit was 'n plek waar die tempel eers gestaan het. Hier het Abraham vir Isak op die berg Moria geoffer. Dit was die berg van die Here. Dit was nie net die toets van gehoorsaamheid vir Abraham nie, maar ook 'n openbaring van sy verlossing. Op die berg van die Here sal voorsien word. En ons kan dit lees in Genesis 22:14. Hierdie woorde het profeties vooruitgewys na Golgotha, waar die lam uiteindelik vir ons sonde sou sterf. Eeue later koop Dawid hierdie selfde plek, die dorsvloer van Anura. En hier bou hy 'n altaar vir die Here, nadat hy die sonde gepleeg het om sensus te neem om die volk te tel. Sy moegmoed het oordeel oor Israel gebring, maar toe hy neerbuig en berou het die Here genade getoon. Hier op Tempelberg, waar oordeel en genade ontmoet het Dawid 'n altaar gebou, en vuur het uit die hemel geval. Later het Salomo die tempel op hierdie heilige grond gebou, die berg van die Here Moria. In die allerheiligste van die tempel het die ark van die verbond gestaan, die simbool van die Here se troon en sy teenwoordigheid. En bo op die deksel, die versoendeksel, tussen die twee gerubs, het die bloed van versoening gedrup, as 'n teken van genade tussen oordeel en die mens. Vandag staan die Dome of the Rock op hierdie plek, 'n pragtige maar omstrede heiligdom. Onder die koepel lê 'n groot natuurlike rots. Baie glo dit is dieselfde rots waar Abraham vir Isak wou offer, of die ark eenmaal gestaan het. Die rots was die middelpunt van aanbidding, oordeel en versoening, die plek waar mense die Here se heiligheid en sy barmhartigheid aanvaar het. En tog is daar vandag geen ark meer nie, geen sigbare troon van genade nie, want die ware troon van genade is in die hemel, waar Jesus self sit aan die regterhand van die Vader. Jesus is die volmaakte vervulling van alles wat op die Tempelberg gesimboliseer word. Die plek waar die Here die mens ontmoet deur bloed en genade. As ek en jy aan Tempelberg dink, die plek van oordeel en genade, moet ons onthou dat die Here ons ook vandag nooi na sy troon van genade. Hoe lyk daardie altaar in ons lewe? Die plek waar ons berou, vergifnis en vrede vind.